Ek open vir ons met gebed. Ons Here Vader, is 'n voorreg om weer by mekaar te kan wees so in die nuwe jaar en my gebed is dat U tot ons sal nader, want ons nader tot U. Ons koop 'n tyd in die week uit om te hoor wat U sê, ons volhard en ons wil volhard tot die einde toe. My gebed is dan dat U ons sal seën. Seën ons met die kennis van Christus, seën ons met 'n indiepte verhouding, laat ons groei in die genade van ons Here Jesus en ons verhouding. Ons wil tog nie net leer om het leer is nie, ons wil leer om te groei, leer om te weet, leer om te volhard. En my gebed is dat U elkeen wat hier sal sit, 'n bonatuurlike kennis sal gee, dat U hulle sal slyp deur die woord. Dit is juis hierdie harte wat gewillig is. En laat U dan die gewillige hart raak sien, in Jesus naam. Amen. Ok, ons gaan vanaand net so 'n inleiding doen van Jakobus, so 'n bietjie agtergrond soos ek gemaak het met Hebreërs. Ek het nou so 7 van hulle gedruk, so jy kan na die tyd, as jy enetjie soek, kan jy enetjie kom vat, dalk tussen 'n man en 'n vrou sal dalk goed wees. As iemand dalk fotostate ook sou wil maak, is dit reg. Ek het so 7 gedruk, ek sê jou myne ook gee 8, so daar so 8 van julle, dan kan jy dit vat. Ek wil ook vir jou sê, hoe ek dit doen, as ek 'n Bybelstudie bywoon, of 'n kerkdiens bywoon, ek doen dit met 'n notaboek en 'n pen. En ek doen dit gereeld so, want ek herhaal hom by myself. Ek praat onlangs met iemand wat nie in ons gemeente is nie, en hy sê vir my, hy sukkel om te onthou, en hy sukkel. Ek sê, sit jy met 'n pen en 'n boekie in die kerk? Hy sê, nee. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, nee, hy luister. Ek sê, ek verstaan jy luister, maar ons leer deur herhaling. Jy gaan deur die notas, jy maak jou notaatjie, jy maak 'n kerngedagte, die volgende week weet dalk dieselfde, jy begin patrone identifiseer, jy begin die goue draad sien, die temas begin jy uitlig, en jy skryf dit, en jy weet, ek dink ook nie, dit is so goed, nou vat jy daai notaboekie, en ek doen dit met Louise byvoorbeeld, as Louise dalk in die moederskamer was, en sy is besig met my kinders, ons kinders, en ek weet die kinders is baie keer besig, veral na 'n suigstokkie, en hulle kan nie luister nie, dan gaan ek, en dan deel ek met haar een aan, dan gaan ek deur my notaboekie, want ek onthou dit nie, ek is regtig nie die slimste pienat in die bakkie nie, dis hoekom ek 'n notaboekie het, en dan gaan ek met Louise deur hierdie goeters, en dan soos ek dit praat, begin ek onthou, en dis eintlik 'n belofte van die Heilige Gees hierdie, van die Heilige Gees sê vir ons, hy gaan ons herinner van die goed wat ons geleer het, ja, maar om jou verantwoordelikheid op sy te skuif en om te sê, ja, hy moet my herinner, ek gaan nie skryf nie, ek voel, is half om hom op die proef te stel, nee. So ek wil jou aanmoedig om soms so 'n ou boekie te kry, so swart boekie met 'n pen, en jy maak jou notaatjies, ek gaan vir jou hierdie ook gee, ek gaan dit mooi uittik, en dan kan jy jou notaatjies daar bysit, dan het jy 'n volledige mooi kommentaar, en ek dink dit is uitstekend, en dis hoe jy jou teologie gaan opbou. Ok. Alright, ons praat oor Jakobus. Jakobus is die skrywer van hierdie brief, dit is 'n brief. Jakobus is net na Hebreërs, dit is 'n brief. En soos ons sê, die skrywer is Jakobus, die Nuwe Testament praat van 4 Jakobusse, as 4 van hulle. Daar is nou maar nog so 'n bietjie onsekerheid oor wat se Jakobus dit is. Dit kan selfs 'n Jakobus wees waarvan die Nuwe Testament nie praat nie. Ons weet nie. Die Jakobus wat oor die algemeen aanvaar is wat dit geskryf het, was die halfboetie van Jesus. Halfboetie van Jesus. Nou dink mooi, Jesus het 'n halfboetie gehad. Onthou, Jesus se ma was Maria, en onder die krag van die Heilige Gees het sy swanger geword met Jesus. Maria moes 'n maagd gewees het. 'n Maagd, want sy moes rein wees. 'n Maagd was gesien as rein. Sy moes, so sy mag geen omgang gehad het nie. En die Heilige Gees, deur sy bonatuurlike krag, Jesus Christus was gebore deur Maria. Maar Maria het 'n man gehad, en dit was Josef. En na Jesus se geboorte, het Maria en Josef 'n gesin begin. En dit is waarvan Jakobus kom. So daarom sê oudes sy halfboetie, as jy so wou sê. Jakobus het nie die krag gehad van Jesus nie, het nie die mag gehad van Jesus nie. Nee, Jesus Christus was die enigste seun van God. Die enigste seun van God. Maar is mense wat met 'n valse teologie kom van Jakobus, omdat hy uit Maria kom,
Maria was nie die draer van die goddelikheid van Jesus nie, die Heilige Gees was die draer van die goddelikheid van Jesus, né? Verstaan julle dit? So, maar ons verneem dit is Jakobus, nou kom ek sê vir jou, in my hoedanigheid dink ek ook dit was Jakobus, dit kan of een van twee wees, ek het gesê daar's 4, daar's 2 Jakobusse, wat nie so, jy kan sien, hulle is nie regtig so prominent nie, hulle is nie regtig so betrokke nie, hulle is regtig nie die ouens wat die beste skryfvermoë het nie, so daai 2 word uitgekanseleer. Dan is daar ander 2 wat redelik goed doen, een van die Jakobusse is Jakobus van Zebedeus, die seun van Zebedeus, seuns van die donder. Dis een van hulle. So dit kon hy gewees het, want hy was 'n disipel van Jesus. Dit kon hy gewees het. Maar die rede hoekom hulle dink dit is nie hy nie, is want in Handelinge 12 lees ons van sy sterwe. En Handelinge 12 het die stigting van die kerk nog begin. Dit was nog onder die kerk het nog begin. Die kerk was gestig en dit was nog besig om uit te brei. So die skrywe van briewe was nog nie daar nie. So Jakobus het 'n marteldood gesterf, die seun van Zebedeus, daai Jakobus. Volg julle my? Ek praat van 2 Jakobusse, nie die halfboetie van Jesus, nie die ander ene. Die visserman Jakobus, as ek hom so kan noem. Die visserman Jakobus het gesterf voor briewe begin geskrywe was. Voor dit. So dit kon nie hy gewees het nie. Hy het 'n marteldood gesterf, 'n wrede dood. So dit los ons dan met nog 1 Jakobus. Hierdie Jakobus, dink ek, is waarskynlik hy. Die rede hoekom hulle baie kommentare sê, as jy gaan kyk in Handelinge 15, hierdie Jakobus, die halfboetie van Jesus, het 'n toespraak gelewer in in Handelinge 15. En as jy kyk na hoe Handelinge 15, hoe hy gepraat het, en jy kyk na Jakobus, dan sê jy, my maggies, die terminologie, die skryfstyl, dit stem ooreen. Dit stem ooreen. As Stefanie voor sou preek en ek sou preek en ons stemme het presies dieselfde geklink en ek sou vir jou gesê het, wie het nou net gepreek, ek of Stefan? En as jy sou my kon identifiseer op grond van hoe ek gepraat het, die voorbeelde wat ek gebruik het, of hoe Stefan gepraat het, wie geskree het, wie gelag het. Julle sou ons so kon identifiseer. So dit is een van die redes hoekom ons dink, dit is Jakobus die halfboetie. Maar weer eens, dit is net 'n, ek wil nie sê spekulasie, dit is maar net een van die moontlikhede. Hierdie ene pas vir my redelik mooi in. Jy weet, daar's 'n paar legkaarte wat partykeer by aan een inpas. Jy druk hom so 'n bietjie hard, dan lyk dit of hy pas. So ek weet nie of hierdie so geval is nie, maar ons dink so. En dan nog 'n rede wat dit ook goed staaf, as jy kyk by Jakobus 1, sien jy daar so staan, Jakobus 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme in diaspora, en dan sê hy, gegroet, nou hy sê woordjie gegroet, daai woordjie gegroet is 'n Griekse woordjie wat ook gebruik word in sy toespraak. Dis die enigste ander plek waar hy gebruik word, behalwe een van die Romeinse offisiere het hom een keer gebruik, maar ten spyte van dit, dis die enigste ander plek waar daai selfde woordjie gebruik word. So sien jy hoe sekere van die terminologie ooreenstem. Net sodat jy geweet het. So ek gaan dit aanvaar, dat dit die halfboetie van Jesus is. Dit gaan nie my teologie of ons studie beïnvloed nie, en is ook nie veronderstel nie. OK. So dis die skrywer. Die doel van hierdie brief, en dit is vir ons belangrik. Ons moet weet wat is die doel, want as ek vir jou 'n brief skryf, en ek wil met jou praat oor jou hond wat my babietjie wakker blaf, dan weet jy gaan die hele brief lees in die konteks van die hond wat die babietjie wakker blaf. Dis die doel van die brief. So as ons hierdie doel gaan verstaan en hom elke keer besoek, dan gaan ons verstaan, ons weet wat hy besig is om te sê. Die doel van hierdie brief was om die gelowiges, nou die gelowiges gaan ons nou bykom, maar was om gelowiges aan te moedig om te volhard onder beproewing. Onthou dit. Gelowiges onder beproewing. Dit was die doel. Jy gaan sien, dit is 'n praktiese brief. Dit is nie 'n brief wat sommer gaan oor klomp teologiese stellings en doktrines nie, maar daar is 3 doktrines wat ons raak lees. Dit is 'n praktiese brief. 'n Brief wat vir jou, ek wil sommer so in eenvoudige Afrikaans sê, dis 'n brief wat nie doekies omdraai nie. Hy gaan vir jou sê. Hierdie brief gaan vir jou sê. Hy gaan vir jou sê soos wat dit is. Jy gaan sien ook dit wat Jakobus skryf, stem baie ooreen met die bergpredikasie van Jesus.
En dit is my so mooi, nee, laat dit so mooi inpas. In dit wat ek tik, het ek vir jou 'n mooi tabelletjie gesit daarso, waar jy die skrifvers van Jakobus sien, en dan sien jy jou stem my ooreen met die skrifvers van die bergpredikasie. Ek het vir jou daar, dit is John MacArthur sinne wat ek net so gevat het, ek gee hom eer en ek erkenning, maar ek het dit vir jou daar gesit, wanneer jy jou bindeltjie gaan kry, dan kan jy self bietjie daardeur gaan en dit oplees. So dit is geskryf vir gelowiges, om hulle te bemoedig in beproewing. Nou die gelowiges, weer eens weet ons, is Joodse gelowiges. Dis eenvoudig, kyk vers 1, aan die 12 stamme. 12 stamme. Aan die 12 stamme. Wat se taal is daai? Wie is die 12 stamme? Dis Jode. Maar dis nie net Jode nie, want as jy kyk in die vorige sin, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus. So hy maak mening van Christus en hy maak mening van 12 stamme. So dis Joodse Christene. Joodse Christene. Is dit dan net van toepassing vir die Joodse Christene? Nee. Want alles wat geld vir 'n Christen, of hy nou 'n Jood is, en of hy nou 'n Griek is, en of hy nou 'n Afrikaner is nog steeds van toepassing vir ons. Maar dit beteken ons moet hom net lees met 'n bietjie van 'n Joodse konteks. Want ons verstaan, ons praat nou met Jode. So ons moet net verstaan hoe die Jode gedink, nou gaan ons so mooi kan interpreteer. Nou hierso het ek seker daar is meer temas. Ek het 3 hooftemas hierso, wat ek glo ons redelik gaan aanraak. Die 3 hooftemas is, eerstens is geloofspraktyke. Geloofspraktyke, met ander woorde, jy moet jou geloof gaan beoefen. Daar's sekere goeders wat jy moet, sekere goeders wat jy nie moet nie, in 'n Christense lewe. Dis so, dis mos so. Dis Christendom. Gelowiges word beveel om nie net die woord te hoor nie, soos Hebreërs gesê het, maar wees daders. Geloofspraktyke. Jakobus gaan vir jou sê, moenie dit doen nie. Hy gaan vir jou sê, doen dit. En ek waarborg jou. Ek het hom nou, so oor Desember het ek hom nou gelees. Hy het baie op my tone getrap. Jakobus, baie. Maar is goed. Want dis wat jy wil hê. Jy wil mos hê as jy moet reggewys word, jy moet gekorrigeer word. Jy wil nie onkundig wees in jou geloofspraktyke nie. So jou geloof word bevestig deur dit wat jy doen. Ons gaan daaroor praat. Dis die eerste tema, is geloofspraktyke. Die tweede tema, praat hy oor beproewings. En ek dink dit gaan 'n goeie gesprek wees, is beproewings. En dit sluit aan by geloofspraktyke. Geloofspraktyke sê vir jou, as jy glo, doen jy. Beproewing sê vir jou, omdat jy glo, gaan dit moeilik wees. En as dit moeilik is, en jy kan nog steeds doen, is jou geloof eg. Want dis die doel van 'n beproewing. Is om vir jou te wys jou geloof is eg. Hoe sê die Engelsman, when the going gets tough, jy kan op 2 maniere bedink, when the going gets tough, the tough gets going, nee. Maar met Christene is dit, wanneer Christenskap moeilik raak, dan bly ware Christene. Maar wanneer Christenskap moeilik raak, dan hardloop oppervlakkige Christene. Ja, hardloop. Dan hardloop hulle. En dit is ook een van die redes hoekom ons die Bybel glo. Want die disippels het van die wreedste dode gesterf. Wie sal so sterf vir 'n leuen? Niemand. Ek sal nie sterf vir 'n leuen nie. So of die disippels moes werklik geglo het dat wat gebeur het waar was, want hulle het hulle lewe daar neergelê. So gaan 'n beproewing jou wys, as jy regtig erg glo in Jesus, in moeilike omstandighede sal jy nog steeds dit wat jy glo kan doen. So ons probleem, Christene se probleem, en ek dink baie predikers verstaan dit nie, Christene se probleem is nie om die vrug in jou lewe te probeer verander nie. Ek moet 'n beter Christen wees, ek moet meer gee vir die kerk, ek moet meer lief hê, ek moet God meer lief hê. Eintlik wat ons sê, ons wil die vrugte verander. Die probleem met Christendom is die wortel. As jy die wortel verander, sal die vrugte verander. So dis nie 'n doen probleem nie, dis 'n geloofsprobleem. En dis wat Jakobus ons gaan wys. Hy sê, wys my jou geloof deur jou dade. Dis wat hy sê. So, dis wat Jesus ook vir ons sê. Jesus sê, jy herken 'n boom aan sy vrug. Sy vrug.
So hoe weet jy of die boom goed of sleg is? Deur dit wat hy doen. Deur dit wat hy doen. Elkeen van ons sal in elk geval net een of ander tyd 'n masker vir so lank kan aansit. Een of ander tyd gaan dit net te warm wees en jy gaan net te veel sweet en jy gaan net te honger wees en jy gaan net te veel geïrriteerd wees en dan kom daai vruggie deur. Ek onthou hier's 'n goeie storie, 'n ware storie. Toe ek in Potchefstroom was by die teologiese fakulteit, toe was daar, ek was voor die teologiese kantoor. Hulle het die klaskamers gehad, is die een gebou en aan die ander kant was daar 'n teologiese met al die professore en die doktors kantore en administratiewe dames en almal was daar. En ek was op pad soontoe en daar kom toe 'n klein aardbewing in Potchefstroom. En met die kom 'n vrou uitgehardloop uit die teologiese fakulteit. En sy hardloop toe uit in die oomblik van paniek. En een van die professore is ook op pad uit. Hulle moet uitgaan, jy moet uit die lang gebou. Dis ek dink hy's 3 of ek kan nou nie onthou hoeveel verdiepings hy was nie, Stefan, ek weet nie of jy kan onthou nie. Maar 3 of 4 verdiepings, so jy moet nou uitkom, want dalk was dit 'n tremor, sê hulle mos, daar kan dalk nog 'n erger ene kom. So almal is uit en die administratiewe dame hardloop, maar sy stamp een van die professore uit die pad en sy drop 'n F voor daarso en sy sê jy kan maar vir my kyk. So sy so vloek hard op sy daar uit. Nou ek verstaan dit was 'n oomblik van krisis en partykeer sê jy iets wat jy nie wil sê nie want jy kan onder skok wees. Ek verstaan dit. Maar ek dink in voortdurende prosesse van beproewinge, so wanneer jy werklik in 'n tyd is waar dit moeilik is en swaar is, nie 'n oomblik van skok nie. Wanneer jy om 'n groep is, dan kom daar 'n bietjie van daai ware vrug uit. En daai vrug moet vir jou 'n waakteken wees, dat jy kan sê, iets is nog nie reg nie. Ek is nog nie daar nie. Dus ek gaan nooit volkome daar wees nie, maar dit moet vir jou wys, hierdie vrugte wat nou hierso groei is, ietsie wat ek moet oorgee aan die Here. Moet oorgee aan die Here. So gewoonlik is dit in tye wanneer ons dit nie wil hê nie. Jy bid vir die Here, gee vir my meer geduld. Dink jy dit val uit die hemel uit, geduld? Nee, dit kom in ongeduldige situasies. Jy sê vir die Here, maak my meer barmhartig of vrygewig. Weet jy wanneer kom dit? In tye van armoede. Ja. Juist wanneer jy nie het nie, is dit moeilik om te gee. Is juist wanneer jy nie geduld het nie, of wanneer jy in 'n ongeduldige situasie is, wanneer dit moeilik is om geduldig te wees. Ons is mens, ek stem saam, ons is nie perfek nie. Ek probeer net vir jou sê, beproewinge is 'n manier vir jou om te wys hoe jou wortel lyk. Want niemand ken die hart behalwe die Here nie. Die hart is bedrieglik, sê Spreuke. Ons ken ook nie ons eie hart nie, nê. Ja. Derde tema is geloof en dade. Geloof en dade. Nou, ons gaan bietjie hieroor praat en dit gaan nou weer 'n doktrinale gesprek wees, bietjie doktrine, maar ek het al hieroor gepreek, dit is nie een van die doktrines wat ek gaan uitlig uit Jakobus nie, maar geloof en dade gaan maar net nog steeds dat jou geloof is nie afhanklik van jou vrugte nie, jou dade nie. In ander woorde, Jesus gaan nie jou hemel toe vat omdat jy baie goed vir die kerk gee nie. Baie geld vir die kerk gee nie. Jesus gaan jou nie hemel toe vat omdat jy nie vloek nie. Of omdat jy 'n goeie ou is nie. Dis nie hoekom jy hemel toe gaan nie. Jesus vat jou hemel toe omdat jy weet hy het jou plek gevat vir al jou mislukkings. Ons werk nie soos die moslems nie. Ons werk nie soos die Mormons, hoor ek nou, is ook een van hulle, ons werk nie so nie, soos die Katolieke nie. Jy verdien nie jou pad in die hemel in nie, anders is dit nie genade nie. Dit is vir jou gegee. Maar as jy werklik die genade geskenk ontvang het, sal jy dit sien in jou vrug. So hy wil vir jou sê, geloof is belangrik, maar jy kan nie sê jy het regte geloof as jou dade nie daarvan getuig nie. En dit is die moderne Christendom wat ons vandag in die gesig staar. Dit is hoekom die kerke volloop, sekere kerke. Hulle sê, kom soos jy is en bly soos jy is. Jesus sê, kom soos jy is, maar laat ek jou verander. Nie moderne predikers nie, hulle sê, kom soos jy is, maar bly soos jy is. Jy hoef nie te verander nie. Jy en jou girl, het julle 'n lekker tyd daar in jou woonstel saam.
Ja, bly, ag, dis oudtyds. Nee. As jy regtig egte glo, dan gaan jou dade begin verander. Dis wat ons gedoen het met daai stoel. Omdat jy regtig egte glo, daai stoel hou jou, het jy gaan sit. Jou daad getuig van wat jy glo. So geloof en dade. Hy weerspreek nie, hy bevestig, jy gaan sien. Ek wil ook vir jou sê, jy kom nie in die hemel, ek wil dit weer beklemtoon, die wet is nie die voorwaarde van jou verlossing nie. Dit is die riglyn van die verloste. Dis wat die praktyk sê, hy sê dit so mooi, hy sê die wet is nie die voorwaarde vir verlossing nie, dit is die riglyn vir die wat verlos is. Omdat jy verlos is, wil jy. Né? OK, so ons 'n bietjie daarna kyk. Dan is daar 3 doktrines wat ons so 'n bietjie gaan aanraak. Die eerste een gaan ons in ons klas doen, ons doktrine van ons klas, ons doktrine klas wat ons elke Sondag gaan doen. So ek gaan hom nie hierso so in diepte behandel nie, maar ek sal hom so vlugtelik noem, want ek dink daar gaan mense hier wees wat nie die doktrines bywoon nie. Maar die eerste doktrine is die doktrine van God. Dis 'n doktrine wat Jakobus vir ons deurgee. Hy praat van God. Hy noem hom in hoofstuk 1 vers 5, 1 vers 13, 1 17, 2 19, 3 9, 4 15 en 5 11. Dis opgeneem, julle gaan hom kry, né? Dan praat hy 'n bietjie, hy gee vir ons eienskappe van God. God is. God versoek niemand nie, né? Jakobus. 'n tweede doktrine waarvan hy praat is die doktrine van sonde. Dis hoofstuk 1 14 tot 15, hoofstuk 1 vers 20, hoofstuk 1 21, hoofstuk 2 vers 7, 2 vers 9 tot 11, hoofstuk 3 vers 2, hoofstuk 4 1 tot 3, hoofstuk 4 vers 4, hoofstuk 4 vers 6, hoofstuk 5 vers 4. Doktrine van sonde. Hy wys vir ons, hy identifiseer ons sekere goeders oor sonde. En dan die derde een is die doktrine van die eindtyd. Ons praat hiersoos vir jou mooi, nou word jy teoloog. Sê 'n bietjie vir jouself, eskatologie. Dink net aan 'n kat, eskatologie. Hy rol sommer so lekker van die tong af, nê, sonder dat jy hom brei. Eskatologie. Eskatologie is net die teologiese woord vir eindtyd. Eindtyd. Alles te maak met die eindtyd. Die eindtyd. Eskatologie. Dis al wat dit oor gaan. So die doktrine van eindtyd word hiervan gepraat. Is hoofstuk 1 vers 12, hoofstuk 2 vers 5, hoofstuk 2 vers 12, hoofstuk 3 vers 1, hoofstuk 5 vers 7 tot 8. OK. So dis wat vir ons lê en wag. Ek is opgewonde, dis 'n praktiese brief soos ek sê. Hy gaan vir jou raak trap. Ek dink dit is goed. Ons was in die week, hierdie is dalk 'n beter voorbeeld as die tannie wat uit die teologiese gebou uit gehardloop het, want sy was dalk onder skok. Verstaan dit. Dit is nie by haar volle sinne nie. Hierdie is dalk 'n beter voorbeeld. In die week toe stop ons so by so 'n biltongstalletjie, so 'n waantjie, en daai oomie verkoop biltong. En ons kom toe by hom aan om bietjie biltong te koop. En ons begin toe praat, en hy sê toe, ook is 'n slegte woord, slegte woord. En net na dit, dis so ironies, net na dit vra hy vir my so, wat doen jy? En ek sê, hier kom dit. Ek sê te vir hom, ek is 'n leraar. En hy hou so op, en hy sê, ja, hy's 'n groot Christen, sê my. Maar is dit nie so nie? Is dit nie so nie? Is dit nie so dat ons soveel mense in ons lewens ontmoet, en almal is so gou geneig om die uitspraak te maak, ek is 'n groot Christen, of ek is 'n Christen nie. Jakobus skei die koring van die kaf. Hoekom sê Jesus in Matteus 7:7, baie gaan vir my sê, Here, Here? Jakobus kom wys vir jou, hy skei dit. Hy gaan praat oor rykdom, hy praat oor sensitiewe temas, hy praat oor 'n liefde, en net sodat jy weet, hoe kort ons regtig val. Wat is die grootste gebod? Hierso, as jy vir my antwoord, ek gee ek vir jou 'n gratis koppie. Wat is die grootste gebod? Ja,
Dis die grootste. En die tweede wat daarmee gelyk is? Mooi. Ek geef jou 2 papiere. Kry dit na die tyd. Kom ek vra vir jou so. Doen jy dit? Doen jy dit? Hê die Here God lief met al jou krag, jou siel, jou verstand, met alles van jou. Elke dag, elke oomblik van jou lewe. En nie net dit nie, hê jou naaste lief soos jy jouself lief hê. Dus doen dit nie. As dit die grootste gebod is, wil ek jy moet gou sien. Ons misluk daarin. Ons sondig daarin. Ons sondig. Jy kort Jesus. Jy kort hom. Jy kort Christus om hy wortel te kom verander. Want ons kan nie eers die belangrikste gebod gehoorsaam nie. Ons kry dit nie reg nie. Ek misluk daarin. Ek sal skynheilig wees om te sê, ja, ek het die Here Jesus lief met elke oomblik, elke dag, elke gedagte. Dis nie so nie. Ek streef. Ek weet baie keer as ek kwaad raak op die pad, misluk ek in daai oomblik. Misluk as iemand jou indoen. Jy misluk in dit. So ek wil dit vir jou uitwys. Ons is sondaars. Ons is. En ons kort Christus elke oomblik. Maar daar is 'n verskil tussen jy wat die uitspraak maak om te sê jy is 'n Christen, maar jy worry net nie oor hoe jy lewe nie. En dit is waaroor Jakobus praat. Hy sê, luister broer, as jy regtige Christen is, gaan jou geloof jou verander. As jy gelyk het, soos jy gelyk het toe jy net tot bekering gekom het, en daar is niks verandering nie, niks geestelike groei nie, niks geestelike volwassenheid nie, daar is geen vordering nie, dan sê ek vir jou, jy's in 'n gevaarlike plek. Ware bekering bring ware verandering, want jy het 'n ontmoeting met die ware Jesus. Né? Die ware Jesus. Ek lees vir jou Matteus 7:16-20. Aan hulle vrugte sal julle hulle uitken. Pluk 'n mens miskien druiwe van doringstruike of vye van dussels, net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Aan hulle vrugte sal julle hulle dus uitken. Miskien moet ek dit deel. So laaste storie, en dan is ek klaar. Ja, laaste storie, dan is ek klaar. Toe ons het 'n klomp mense gesien wat ons nou geken het, en van die mense wat ons geken het vir my so gevoel of hulle bietjie verskoon my Engels weer, gebackslide het. Jy sê jy is die Christen, jy is 'n goeie Christen, maar dan kyk jy, dan sit dis drank, en is vloekwoorde, en is gierigheid, en is net, hulle praat net nie oor die Here nie. En ek so, my hart is seer, want ek is lief vir die mense, ek is lief vir hierdie mense. En ek sê toe, ek moet standpunt inneem. En ek begin toe met hulle praat, en hulle het gedink hulle is okay, want hulle het in 'n kerk gesit, wat hulle laat dink het, dat hulle okay is. Die kerk het vir hulle gesê, nee, dis alles net genade, en is alles net liefde, en is alles en alles is okay. En ek vra hulle toe 'n vraag, ek sê, hoe lank is julle aan daai kerk? Nee, amper 8 jaar, 9 jaar. Ek sê toe vir hom, beskryf vir my die God wie jy aanbid. Ek sê, ek's 'n ou wat wil glo. Vertel my van jou God gou-gou. Stoepstil. Ek sê, vertel my van Jesus. Jesus, hy het aan die kruis gesterf. Ek sê, ja, dit wat hy gedoen het, maar vertel my wie hy is. Gee my 'n definisie van sy karakter, of beskryf hom net vir my. Stoepstil. Ek sê toe weer, kyk 'n bietjie terug oor die 8 jaar wat jy was in daai kerk, wat in die stad was, wat alles oor sielkunde gegaan het. Sielkunde dit, sielkunde dat. Nee, want dis wat die samelewing kort, is mos sielkunde. Nie Jesus nie, sielkunde, nee. Ek sê, kyk na daai 8 jaar, ek sê, hoeveel sal jy sê het jy gegroei? Nee, baie. Ek sê, kan ek gou iets vir jou uitwys? Ek sê, sonder om jou te oordeel, want ek probeer nou nie die splinter in jou oog identifiseer nie. Ek wil net vir jou 'n punt uitwys. Ek sê, vandat ek hier was, die laaste jaar,
wat ek en jy gepraat het. Ek sê, het jy baie meer leliker woorde gesê? Jy het baie meer gierige goed en kommentaar gemaak. Ek sê, jou hart en jou mond is vol van al die goeders waar die Bybel ons teen waarsku. Sal jy sê, dis groei? En sy oor raak so groot. En ek kan nie vir jou sê nie. Ek het wel gesê, ek veroordeel jou nie, ek is lief vir jou, dis hoekom ek het vir jou sê. Ek sê, glad nie, ek het ook foute en ook tekortkominge, ek weet dit. Ek probeer net vir jou uitwys. Die gevaarlikste plek waar jy kan wees, is om te dink jy's gered, omdat een of ander prediker dit vir jou sê. Maar eintlik is jy so ver van die hemel af. Ek sê, ek gee om oor jou siel. En ek is lief genoeg vir jou om dit vir jou te sê. En ek het dit uit sagmoedigheid en uit liefde uit gesê, soos die skrif my beveel het. En ek wil vir jou sê, dit was so die begin van die week. En hier tot die einde van die week, het ons Bybel gepraat. Ons het selfs daai film gekyk wat ek hier by die kerk gewys het. En hy was selfs kerk toe. En hy het selfs iets gedoen wat ek nog nooit, ek is 'n moedervrou, wat ek nog nooit gesien het nie. Kirsten het sy ander tand verloor, hy is nou hier so 'n toeflis. Sy ander tand het op vakansie uitgeval, en ek het noem so 'n geldjie. Ek het vir hom gesê, daar's nie 'n ding soos 'n tandmuis nie, maar pappa is 'n muis. En ek gaan vir jou geldjie gee. Ek sê vir hom, hy weet, hy sê, waar moet ek vir pappa sit? Ek sê, sommer hy gang. Dis ek hoe hy gaan gee vir geldjie. En hier kom hy uit sy eie uit. Nie direkte familie van my of van Kirsten nie. En hy kom en hy doen iets wat hy nooit gedoen het nie. Hy gaan uit sy eie uit. En sonder dat iemand hom vra, ek nie eens niks nie. Hy het niet geweet, Kirsten het tand verloor. Hy gaan haal 'n geldjie en hy gee dit vir hom. En ek sê net, daar begin het. Daar begin die reaksie op die woord. Daar begin die klein vruggie 'n bommeltjie maak. Die bloeisel het uitgekom. En toe ons al weg is, so sê ek vir hom, luister, gee water. Moenie wegbly by die kerk nie. Soek en streef. En dis hoe dit begin, en dis waarna ek jou wil uitnooi. Gee water. Soek en streef. Moenie net kom om te leer nie, maar kom om te soek. Moenie net kom om te lees nie, maar kom om te bid. Moenie net kom om by te woon nie, maar kom om te streef na die Here. Want as ons streef, gaan ons hom kry. So ek is opgewonde.